My kameraman regisseur wys my op hierdie interessante boom hier by die botaniese tuine. Nou op 'n stadium het hierdie boom bietjie ondersteuning nodig gehad. Miskien was daar 'n geweldige rukwind of een of ander omstandigheid wat aanleiding gegee het daartoe dat hierdie boom skeef begin groei het of dalk selfs begin kantel het. En toe die mense dit goed gedink om hierdie ondersteuningsstruktuur aan te bring sodat die boom uiteindelik kan groei en tot wasdom kan kom. Maar met die tyd het hierdie ondersteuningsstruktuur het 'n deel geword van die boom en jy kan amper nie meer agterkom waar dit eindig en waar die boom begin nie. Trouwens, dit het in die boom ingegroei en is dit as dit ware volledig geabsorbeer. Dit het boom geword of dit het struktuur geword. Dis so met die evangelie. Die evangelie wil natuurlik nie net vir ons ondersteuning bied in tye van nood nie. Die evangelie moet geïnternaliseer word. Dit moet deel word van ons totale bestaan. Die evangelie moet uiteindelik die rigtinggewende beginsel van ons lewe word. Wat God vir ons lewens wil, wat hy vir ons bepaal het, wat hy vir ons vooruit gedink het, wat hy vir ons beplan het, moet ons gewilliglik deel van ons lewe maak. Ons moet dit assimileer, ons moet dit integreer, ons moet dit inkorporeer. Dit moet deel word van my lewe sodat 'n mens as dit ware nie meer weet waar begin jy en waar begin die evangelie nie, want is met mekaar verstrengel. Dit het in mekaar ingevloei. Wat God sê is wat ek sê. Waar God gaan is waar ek gaan. Wat God besluit is uiteindelik dit wat ek gehoorsaam. Mense wat Sondag kerk toe gaan en vir die res van die week lewe soos wat hulle wil en asof God nie bestaan nie, het net 'n struktuur wat teen hulle aanleun, wat 'n bietjie ondersteuning bied in tye van nood, maar vir die res van die week, is dit maar op hulle eie traject. Maar mense wat elke dag erediens belewe, in God se teenwoordigheid, vanuit God se genade lewe, is mense wat God se woord, sy teenwoordigheid, sy liefde, deel maak van hulle totale stelsel, sodat jy naderhand, maar net met God se nuwe skepsel te doen het.